Eendag, lank gelede, in die bosveld van Afrika, het die wilde diere langs die dam gestaan, onder die mooiste, blauwste lig met die witste wolke, wonderlike skoon water voor hulle en die groenste grassies om hulle met berge in die verte. Daar's olifante, kameelperde, leeu's het getrippel in die veld, jakkals het iewers gehuil. Die bokke het gewei tussen die lang grasse, olifante het hulle boude geskuur teen marula bome, sodat die vrugte kan afval en hulle lekker kan eet. En net so, waai 'n papier teen olifant se slurp vas en hy wonder, wat is dit? Hy probeer daar lees om te sien of daar belangrike nuus op is, of dit 'n briefie is van een van die ander diere, maar dit was maar net 'n gemors papiertjie. En dit was vreemd, want waar kom dit vandaan? Wel, olifant het die papiertjie maar gaan begrawe, want dis al wat hy kan doen, want diere mors nie, hulle het nie asblikke nodig nie. So iewers was die mense besig om hulle gemors te laat rondwaai in die wind. Daardie aand het hy vir sy vroutjie vertel van die papiertjie en dat daar niks op geskrywe staan nie, en dat iewers naby hulle mense se gemors moes lê. Julle die volgende oggend, toe is daar 'n plastiek sak in die boom, waar 'n aapie vassit. Verskriklik skreeu hierdie klein dingetjie. Die leeu, hy het 'n papier tussen sy maanhare, en die vlakvarkies rol 'n blikkie rond in die veld. Hulle dink is 'n speelding. Maar dit was 'n groot probleem. Die diere, koning leeu het al die diere bymekaar geroep vir 'n vergadering in die middag en gesê, o, julle ou diertjies, sien julle om julle stukke gemorspapiere wat rond lê en rondwaai. Dit is moedswillige mense wat dit doen. Ons moet ons plek oppas. En raai gaan ons dit doen? Om ons plek skoon te hou, gaan ons 'n muur bou tussen ons en die mense, met klippe en doringtakke, so hoog as wat ons kan. En as ons iemand sien, dan gaan ons hulle skrik maak. Wow, die diere dit klink vir hulle soos pret, man. Ons gaan mense skrik maak en laat hardloop. Hierdie gaan lekker wees. Maar hulle hou nie van 'n plek wat omgekrap is en vuil is, vol papiere nie, want die apies sit in die sakkies vas, die voeltjies pik die doppies, chappies sit in hulle kele vas. Die plek lyk lelik, daar dryf bottels in die water, plastiek bottels. Wie kan dit nie in 'n asblik gooi nie? Kan julle papiere en vullis in 'n asblik gooi? Ja. Kan julle dit oppas laat dit nie rond dryf in die reën nie of rondwaai in die wind nie? Kan julle? Dit is mooi. Wel, hier was mense in die wildtuin wat dit nie gedoen het nie. Julle, die volgende dag, hoor hulle geraas. Daar kom 'n kar aangery, met klipharde musiek. Wat maak hulle in die wildtuin? En net so gooi een 'n sak uit die venster uit, en die ander ene gooi 'n blikkie uit. Julle, daai gorilla hardloop nader. Hy tel hy blikkie op. Hardloop tot by die kar en hy gooi die blikkie terug. Papier! Skree daai mense. Daai ou skrik, julle, hy druk op die toeter, hy trap die remme en hy gly daar met sy kar in 'n bos en toe daai kar toe hy sy kop stamp teen die stuurwiel. En die gorilla kyk vir hom met so 'n kwaai oog en wys na die blikkie, lig sy vinger op en swaai heen en weer en sê, Daai mense sit doodstil, hulle weet nie wat gaan aan nie. Hulle sit nog stil. Toe kom daai kameelperd, hy die sak opgetel en hy swaai sy kop, julle in so 'n massiewe sirkel. En met 'n verskriklike spoed gooi daai sakkie terug in die kar. Twa, laat hy ontplof daar binne. Poef. Dit is net hoenderbeentjies wat trek. Nog 'n koeldrank blikkie en sweets en papiere. Hy koekeloer met sy kop onderste bo by die kar, want sy nek is lank en hy sê
En daar hardloop hy weg. Daai mense sit verskrik in die kar en wonder wat het gebeur. En net toe die passasier weer die sakkie wil uitgooi, draai hy uit hulle venster op, sit alles bymekaar en gaan gooi dit by die huis in Asblik. Daar waar hulle vakansie hou. En toe hy dit weggooi in die asblik, sal daar 'n aapie in die boom en smile vir hom en wys vir hom. Sjap! Hy is weer so bang, hardloop dadelik terug in die huis en kom daai aand nie eens uit nie. Die volgende oggend toe die mense opstaan, sien hulle daar 'n muur begin bou oor die pad. Klomp doringtakke is neergelê. Wat kan dit wees? En in die muur sit 'n klomp sakke vas en 'n klomp papiere. En hulle weet, dis ons gemors. Die arme diere wil net in mooi, skoon Afrika bosveld bly. Die veldwagter roep die mense bymekaar en sê vir hulle, kyk net hoe lyk hierdie muur wat die diere bou, hulle probeer ons uithou. Omdat ons mors. Is julle klomp mors, jorse? Kom ons ruim op. Julle, die mense gaan na die muur toe en begin sakkies optel. Die een tannie tel 'n blikkie op. Sy sit hom in 'n sakkie, sy tel 'n papiertjie op. Sy sit hom in 'n sakkie en daar's 'n klossie hare. Sy gryp die hare en pluk dit. En aan die ander kant van die hare hoor sy, maak 'n leeu skrik. Sy rol onderste bo, laat haar bolla uitspring en haar hare los is en sy hardloop. Julle, die aapie sê net, swaai, swaai, swaai. Hulle wil aan haar hare gaan swaai. Die diere jaag haar weg. Julle, daan die ander kant is 'n oom. Hy sien daarso lê sy chipspapier en sy blikkie Coke. Hy gaan tel dit op want dit sit daar aan 'n groot doring vas. Toe hy dit vat, toe blaas daai buffel. Dit sit in sy horing. Hy sê, wow! Hy val daar agteroor, binne in 'n eystervark se pen in. Bah! Skree daai oom. Die eystervark lag en die buffel is soos Die wildbewaarder weet, gat, hier's moeilikheid. Hierdie diere is verskriklik kwaai. Maar teen die aand, toe die son ondergaan, het die mense opgeruim. Al hulle gemors in sakkies gesit en die diere is verskriklik bly. Die volgende môre het die diere die doringtak uit die pad gaan skuif en die mense kon weer inry. Julle, die eerste kar wat 'n blikkie by die venster wou uitgooi, toe hy hom gooi, skop die sebra die blikkie terug. Julle, daai blikkie tref die ou teen sy bril. Dadelik rol hulle venster op, maar toe hulle venster opgerol het en hulle kyk agter op die sitplek, sit 'n bobbejaantjie agter hulle. En hy wys vir die blikkie en hy sê, stout! Daai bobbejaan los 'n klein stinkpoepie en hardloop uit. En die mense soos, nee, sis, as hulle vensters oop draai, kom die bobbejaan weer nader gehardloop, dan draai hulle weer op. Nee. En dan, julle, daai bobbejaan hardloop saam met hulle tot hulle kar uit die wildtuin is terug in die kamp. En hierdie diere het weer vergadering gehou en gesê, ons planne werk. Ons wildtuin bly mooi skoon en raai wat, die mense werk saam. Mooi werk, julle goeie diere. So, gaan julle deel doen om papiere op te ruim? Goeders laat rond lê? As dan die diere doen wat hulle die sterre gedoen het, Ja. dan hulle dit met jou doen. Van die olifant moes 'n duifie red met 'n chipsakkie oor sy kop wat rondgevlieg het in elke boom vas. Dit is nie snaaks nie, die arme duifie. So ons ruim alles op. En die diere is gelukkig en smile vir jou.